En het jy al ooit gewonder, wat gebruik God om volharding en deursettingsvermoë by ons te kweek? Ek vra weer die vraag, het jy al ooit gewonder, wat gebruik God om volharding en deursettingsvermoë by ons te kweek? Ek dink Paulus het ook die vraag gevra, daarom het hy die antwoord gehad. Swaar kry, kweek volharding. Daarom skryf hy in Romeine 5 vers 3, ons verheug ons ook in swaar kry, want swaar kry kweek volharding. En volharding egtheid van geloof, en egtheid van geloof hoop, en die hoop beskaam nie. Volharding leer jou nie van jouself nie. Volharding leer jou van God. Sy krag, sy genade en sy sorg. Ongelukkig gaan baie mense daar uit en hulle doen alles in hulle vermoë om swaar kry te vermy. En as mense wel swaar kry, wonder hulle wat het hulle gedoen om dit te verdien of hoekom bly hulle in hierdie swaar kry. Maar ek en jy is nie hier geplaas om swaar kry te vermy nie. Ek en jy is hier geplaas om die Here se lof te besing in elke omstandigheid. Jy's ook in swaar kry. Daarom verheug ek my in swaar kry, want swaar kry kweek volharding. En volharding leer my van God. En nou wil ek op hierdie stadium by jou weet, wat vul op hierdie oomblik jou gebede? Waarvoor bid jy, waar niemand kan sien en die wêreld nie kan hoor nie? Bid jy dat die lig vir iemand opgaan? Bid jy dat iets sal gebeur? 'n stuk uitkoms vir 'n seer wat jou lewe vol het? Bid jy omdat jy self in 'n worstelstryd is? Bid jy omdat die mure maar redelik omgegooi is in jou lewe? Maak nie saak wat jy bid nie. Bly jou oë toemaak. Maak nie saak hoe groot die gevaar is nie. Bly jou oë toemaak. Want volharding leer my nie van myself nie. Volharding leer my